Ons gesels vandag oor skole en moedertaal, maar dit gaan egter nie net oor huiswerk en boeke nie. Dr. Teens Elof van die Trust vir Afrikaanse Onderwys en Rudolf van der Westhuizen van die MOS Inisiatief is vanoggend hier om meer uit te brei. So ek wil begin deur te sê goeiemôre, good morning en welkom aan albei van julle. Goeiemôre. Goed, baie dankie. Goed, Teens. Jy verteenwoordig die Trust vir Afrikaanse Onderwys. Wat is die huidige realiteite binne die onderwyslandskap in Suid-Afrika? Kyk, as mens oor die breë landskap praat, dan kan ons 2 programme daar maak oor die probleme, die gebrek aan kapasiteit, gebrek aan kwaliteit en so. Maar as ons nou fokus op die Afrikaanse skoolomgewing, wil ek in 2 woorde opsom. Ek dink daar's 'n probleem met kwaliteit en kapasiteit. Nou, kwaliteit, ons het goeie Afrikaanse skole, maar in hierdie vinnig veranderende tegnologiese wêreld moet ons voorbly om daardie voorsprong te bou. Onlangs was die Afrikaanse skole se matriekuitslae beter as die land se gemiddeld, maar dit is heeltyd 'n resies. Dit is heeltyd 'n spanning. Die tweede is amper 'n groot probleem in die Afrikaanse omgewing, is kapasiteit. En ek wil praat oor stedelike en die landelike omgewing. In stedelike omgewing is die skole oorvol, Afrikaanse skole, nie net in Pretoria nie, in die Kaap, in ander plekke ook. En daar word nie weer meer van die staat se kant af nuwe skole gebou vir Afrikaanse mense nie. Die nuwe skole word gebou vir ander taalgroepe en Engels meestal. So dis 'n probleem dat ons dis iets anders nodig as openbare skole en ons daar werk ons met die MOS saam vir privaat skole. En die tweede is op die platteland, ontvolk die platteland. So die skole raak kleiner en leer en dan word hulle natuurlik dubbelmedia met uiteindelik Engels. So daai klein skoolprobleem is 'n probleem op die platteland van kapasiteit. En daardie probeer ons ook voorsien dat ons sê iemand hoef nie stad toe te trek met jou kinders nie. Daar moet 'n manier wees om ook op die platteland nog steeds Afrikaans as onderrigtaal te kan bou. Definitief. Nou Rudolf, jy verteenwoordig vandag die MOS Inisiatief en dit staan vir moedertaal in onafhanklike skole. Hoe pak julle strategie hierdie spesifieke kwessie? Ja, so ons het 3 pilare eintlik waarop ons hierdie doen. Eerstens fisiese bestaande skole, so ons sal skole koop of skole bou in plekke waar daar of nie meer skole is nie, of dalk die skole reeds onder druk is om nog goeie Afrikaanse onderrig te kan verskaf. Op hierdie stadium het ons so 15 skole reg oor die land. En dan tweedens het ons ook 'n klein skoolmodel wat juist daai plattelandse kwessie wat Teens nou genoem het aanspreek, waar ons in kleiner omgewings ten minste 20 kinders 'n skool kan effektief bestuur en eienaar van so 'n skool kan ondersteun om sy of haar skool goed te bestuur. En dan laastens het ons ook 'n produk in die tuiskoolmark, ons wêreldwyd wat letterlik wêreldwyd vir kinders in Afrikaans van graad R tot matriek toe skool kan gee. Ja. Goed, Teens, ek wil tog vra, jy weet, gestel nou maar ons prioritiseer nie iets soos moedertaalonderrig nie. Hoe sou daai toekomsprentjie lyk? Kom ek praat eers weer weier. Ek glo dat ons die kinders van die land, dan nie Afrikaanse kinders, groot onderrig aandoen deur nie ten minste tot graad 8 moedertaalonderrig te doen. En ek dink die politici wil dit nie hoor nie. Hulle dink dis te duur. Ek dink hulle is bang vir bring apartheid terug. Wat wel interessant is daar in swart geleedere al hoe meer stemme opklink om te sê maar ons kinders word benadeel deurdat hulle nie moedertaalonderrig het en dat hulle nie hulle vraestelle in hulle moedertaal kan skryf nie. As ons nie in die Afrikaanse omgewing bly by die beginsel van moedertaalonderrig nie, gaan ons kinders uiteindelik te nakom. Internasionale navorsing, veral vir UNESCO, het bewys dat moedertaalonderrig help die kognitiewe ontwikkeling van 'n kind die meeste. Dit leer jou die vermoë om 'n ander taal beter baas te raak en uiteindelik gee dit beter prestasie in moedertaalonderrig. Dit is nie iets wat ons uitgedink het in Suid-Afrika of in Afrikaans nie. Dit is internasionaal so. So ek dink dit bly bitter belangrik en daarom ons aanpak ook by MOS is moedertaalonderrig, nie net Afrikaans. En ek en Rudolf het gepraat, een van ons drome is dat ons eendag ook 'n Setswana en isiZulu tak in MOS sal hê. Ja. Goed, Rudolf, hoe kan ons betrokke raak of waar kan ons meer inligting in die hande kry oor die MOS Inisiatief? Jy kan op ons webwerf gaan, diemos.co.za, en daar sal skakels wees na al ons skole toe en ook ons aanlyn tuiskooldiens en selfs ons kleinskole netwerk. Goed, vinnig in een sin want ons het 'n paar sekondes oor. 'n Vraag vir julle albei, miskien as wat tyd is. Wat is julle boodskap aan Afrikaanse ouers wat hulle kinders skool toe moet stuur? Teens? Kies 'n Afrikaanse skool. En as jou kind graad R of RR toe gaan in 'n openbare skool, maak seker dat hulle nie by
klassies in 'n klas sit by 'n tafeltjie nie, hulle moet speel. Graad R, graad dubbel R moet die kinders speel, ons moet nie 'n klein mini graad 1s maak nie. Rudolf? Teens het nou verwys na die navorsing. Die navorsing sê tot en met 12 moet jy min of meer jou kind in sy moedertaal onderrig en jy as ouer moet ondersteun in hulle moedertaal. Dis die belangrikste. Baie dankie, kom kuier asseblief weer, dit was 'n voorreg om met julle te gesels. Goed, as jy meer inligting nodig het, besoek diemos.co.za.